I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Here Jesus, dis ons hartse gebed, dis nie maar net sonder woorde nie. Ons wil U beter leer ken. Ons wil in hierdie Paastyd nader aan U kom. Ons wil in hierdie oggend U stem hoor. En U die opgestane Here, ons wil U sien en ons wil U aanraking hê. Dankie dat U hier is. Dankie Here dat U ons liefhet, U vir elkeen wat hier is liefhet. En dat U ook in hierdie Paastyd iets spesiaal vir elkeen wil doen. Dankie vir U onverdiende guns, ten spyte van ons sonde, dat U U hand na ons uitsteek, en dat U ons in hierdie oomblikke wil nader trek. Kom ontmoet vir ons en maak hierdie Paastyd vir ons 'n hoogtepunt in ons lewe. Kom maak dit vir ons 'n onvergeetlike tyd. Ons wil by U wees. Ons gee oor. I surrender. Ek gee oor aan U, Here. Kom vat U nou die beheer van my gedagtes en my lewe. Vorm my soos U my wil hê in Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, ek dink die Here het seker teen hierdie tyd al in julle harte 'n begeerte gewerk om te sê, Here, kom stuur vir ons 'n leier. En as gemeente wil ek vanmôre, voel ek so in my hart dat ons dit ernstig vir die Here moet sê. Ons moet vertrou vir 'n ingryping en 'n deurbraak en duidelike lig en duidelike leiding. Die Here het met hierdie gemeente 'n pad. Hy het 'n plan met hierdie gemeente. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy wil julle gebruik as die lig in hierdie plek om die duisternis te verdryf. Maar ek weet, hy het ook 'n leier nodig. Deur wie hy kan praat en deur wie hy kan werk en wie hy vir julle kan seën en 'n kanaal word van sy seën. En ek weet nie hoe ernstig jy al hieroor gebid het nie. Miskien as jy in die kerkraad is, het jy. Maar ek wil vanmôre voel ek net 'n geleentheid gee dat ons so 2-2 na mekaar toe draai of 3-3 en dat ek 'n tydjie vir gebed gee vir die leier wat die Here wil stuur na hierdie gemeente. 'n duidelike roeping in sy hart, duidelike leiding vir julle wat moet beroep. Kom ons draai so na mekaar en dan bid ons net spesiaal hieroor. Here, U het 'n groot plan met hierdie gemeente. Met elkeen wat hier is.
En u weet dat die volk nie kan beweeg sonder Moses nie. En u weet waar hy is. Gaan roep hom, dat hy vir u sal gehoorsaam en volg. U weet, Here, dat ons as gemeente dit bedoel, as ons by u pleit, dat u ons in eensgesindheid sal lei na die regte persoon, en dat u in hierdie oggend ook in daardie persoon se hart sal werk. Kom, o Gees van God, kom lei vir ons, en kom wys vir ons, berei harte voor ons in, ook die leiers se hart. En Here, kom vat hierdie gemeente na 'n nuwe geestelike groeidimensie. 'n Groter impak in Delmas. Kom seën vir elkeen wat hier saam is. In Jesus naam bid ons nou ook, dat U U woord vir ons sal oopmaak, dat ons U stem sal hoor en gehoorsaam. Amen. Liewe broer en suster, vergun my tog net voor die tyd vir u net te sê, daar agter is 'n boektafel en ek dink jy weet wat 'n waarde dit het om 'n boek te lees, 'n geestelike boek, of dit vir iemand as 'n persent te gee. En ek kry soveel terugvoer van mense wat sê, daai boek oor die Heilige Gees het my geestelike lewe totaal en al verander. Daar het 'n nuwe verhouding tussen my en God, die Heilige Gees gekom. Dinge het vir my begin oopgaan. Mense wat sê, daai boek oor die geestelike groei het vir my in 'n nuwe fase in my geestelike lewe ingelei na volwassenheid en waar dinge in my lewe begin inpas het en in mekaar begin vloei het om vir my te help om nie babietjie te bly nie, maar geestelik volwasse te word. Daar's weer die laaste boeke oor die heel beste jy vir die nuwe druk wat ons wil doen, wat gaan oor, hoe kan ek wel wees, gesond wees, na liggaam, na siel, my emosies en na geestelik. En daar's twee ander kenners wat saam met my geskryf het. En die boeke is daar agter, maar wat baie spesiaal, daar's ook oor klein groepe, het ek een boek gebring oor 'n handleiding, hoe al die vrae wat daar is oor klein groepe en die opleiding daarvoor as 'n leier, en dan is daar ook 'n handleiding boek wat die lesmateriaal en die antwoorde het, wat 'n mens oor 11 verskillende onderwerpe kan gebruik. Maar wat nou wonderlike nuus is dat iemand vanmôre gesê het, ek sal die helfte betaal van elke boek wat jy vat. So as daai dun boekie oor die Heilige Gees R50 kos, dan kan jy vanmôre net R25. Jy kan nie eens 'n sjokolade daarvoor koop nie. R140 vir die boek, byvoorbeeld oor die heel beste jy, kan jy nou vir R70 kan jy dit kry. So ek wil vir jou aanmoedig vanmôre om regtig hierdie aanbod te gebruik en vir jou 'n boek te vat daar agter teen halfprys. Rian wat vir my help hiermee sê, al die boeke moet uit vanmôre, so moenie verbystap sonder dat jy 'n boek vat. Daar is 'n kaartmasjien en daar's ook EFT kaartjies, so wat jy ook kan gebruik. Ek weet nie of jy bewus is van my bediening nie. Op Sondagoggende 7:00 het ek 'n uitsaaidiens op TV, kanaal 343. Dis boodskappe wat in die week ook weer heruitgesaai word, maar ook op verskillende ander platforms soos Kruiskyk en so ook beskikbaar is. En ek wil vir jou uitnooi, omdat dit in Afrikaans 'n boodskap is wat vir jou gaan help om geestelik te groei. So, kyk gerus 'n slag en vertel ook vir ander daarvan. Ek is ook op sosiale media. Die van u wat weet hiervan, en wat miskien jonk is, maar ek verstom my hoe ek sien die ouer mense al weet van Instagram en Facebook. Die belangrikste is dat al hierdie boodskappe wat op Keerpunt uitgesaai word oor al die verskillende temas is ook op YouTube beskikbaar. Maar goed, vanmôre se gesprek en se saamwees se tema is moenie die seën van Paasfees mis nie.
Nou, ek weet nie of u al ooit so daaraan gedink het, hoe belangrik Paasfees vir die Here is. U weet, Paasfees is, as ek gaan kyk na Jesus se lewe hier op aarde, dan was dit die een moment wat hy soveel moeite gedoen het om te reël, om seker te maak, hulle almal is daar, en om alles presies reg te hê, sodat daardie aand alles vlot sou verloop. Hy het gesê ook, dit is my begeerte. Ek wil so graag saam met julle, die naastes aan my, die Pasga vier. En daardie aand het hy op 'n wonderlike manier vir hulle ontmoet. Hy het daardie aand die belangrikste goed vir die evangelie en vir die pad vorentoe en die nuwe bedeling het hy aan hulle bekend gemaak. En dit was die laaste wat hy met hulle op aarde was en iets, dis amper die laaste wat hy vir hulle kon gee. Dis so sterwenswoorde wat hy gee in opdragte. En as ek nou gaan lees oor hoe dat Jesus so 'n begeerte gehad het om die Paasfees saam met sy disippels te vier, het dit my net in my hart gegryp om te besef, hoe graag wil hy dit ook met jou vier. Hierdie fees moet nie net sommer so verbygaan nie. Hy het iets spesiaal vir jou. Hy het 'n begeerte om by jou te wees. Hy het 'n begeerte om alleen by jou te wees. Om saam met jou 'n tyd te hê wat jou lewe gaan verander. Ek weet nie of jy die verhaal ken in Lukas 22, waar Jesus vir hulle die opdrag gee en sê, ek wil so graag vanaand alleen by julle wees. Maar julle moet by die plek gaan voorberei. En dan verduidelik hy vir hulle, hoe dat hulle, nou, iemand vir hulle sal wys waar die plek is. Woord van kennis in Jesus se hart sê, daar gaan 'n man wees wat 'n kruik dra, stap saam met hom. Hy het gaan water skep. Nou, sal 'n mens dink, hier honderde mense wat daar in die put van Siloam, daar in Jerusalem, wat gaan water skep. Hoe gaan hy weet, wie is nou die regte waterkruik, wil ek sê, om te volg? Dis 'n man. Want 'n man het nie gaan water skep nie, hy het mos 'n vrou. Sy vrou doen die werkies. Dit was maar die gebruik en die kultuur van daai dag, dat dit die vrouens is wat water gaan haal. Maar hier gaan 'n man wees. So kyk waar daai man is met die waterkruik, en dan volg julle hom. Kom ek lees vir jou daai mooi gedeelte uit Lukas 22. Die dag, vers 7, van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom, waar wil u hê moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle, kyk, net soos julle in die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot boefretrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is, en daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en het gekry net soos Jesus vir hulle gesê het. En het die paasmaaltyd voorberei. En toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien. Ek het so daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Voor ek weg is. Is dit die laaste wens wat Jesus in sy hart gehad het? Om hierdie liefdesmaal saam met sy geliefdes te hê. En dan wil ek vir jou verseker dat as Jesus in hierdie oggend vir jou iets kan sê, is dit dat hy het nie verander nie. Hy wil graag saam met sy geliefde volgelinge
Paasfees vier. Volgende naweek is dit Paasfees. Waaraan dink jy? Is alles reg? Het jy al 'n bietjie voorberei? Het jy al 'n bietjie jou hart voorberei? Het jy al 'n bietjie reëlings getref? Waaroor gaan dit, oor die skaapbout of gaan dit het nie net vir Jesus oor die eet gegaan nie. Dit het oor wat daar tussen hom en sy disippels gaan gebeur geestelik. Dis wat daardie aand die belangrikste was. En dan lees ons dat Jesus met sy disippels daardie aand saam stil was, alleen was, afgesonder was, niks geplaat nie. En sy grootste begeerte was om hierdie Paasseën vir hulle te laat ervaar. Ons weet, dit was die laaste wat Jesus gedoen het, want hierna, na hy met hulle gepraat het en saam met hulle was, het hy gesê, kom, ons gaan. En toe sy na die tuin van Getsemane, daar by die Kidron rivier het hulle gepraat, en toe sy, blykbaar daar het hulle saam gebid, die gebed in Johannes 17, oor hulle eenheid en oor hulle versorging en die Here se seën oor hulle. En toe het hy eenkant gegaan en hy het sy 3 naaste binnekring disippels gevra, vir Petrus, vir Johannes en vir Jakobus, kom saam met my. Want in daai oomblikke het hier 'n beklemming op sy hart gekom. 'n benoudheid en 'n angs oor die lydingspad wat hy gaan loop. Oor hierdie bitter beker wat hy moet drink. En hy is 'n geestesstryd aan die gang. Wat in die geestesryk kon aangaan, sou jy nie kon indink. Oor hoe die bose magte nou met alles probeer keer, dat Jesus die verlossingspad bewerk nie. En hoe dat die vyand daar op hom toegesak het, en hulle hom in die pad wou kry. Daar in Getsemane bid hy, en skielik is hier 'n geruis en 'n geraas van stokke en swaarde en skilde en fakkels lig wat deur die bos kom in die park. En hier stap Judas na hom toe en druk hom vas en soen hom. En die soldate storm en gryp hom. En Petrus ruk sy swaard uit en kap na Malchus se kop wat koes en is net sy regteroor wat af is. Het Jesus genees. En daarvandaan vat hulle hom na Annas, waar die gekonkel aan die gang was, en al die familiehoofde was saam, en hulle is reg om van Jesus ontslae te raak, om dood te maak. Dis al wat in hulle kop was. Hulle probeer die een klag na die ander klag. Hy antwoord nie. Hulle is met onreg besig. Hulle konkel agteraf. Hulle van Annas vat hulle hom toe na die hoëpriester toe, sy skoonpa. En daar is almal bymekaar om die vonnis te voltrek. Die hoëpriester uitspraak. Hy het godslasterlik gepraat. Hy sê hy is die koning. Hy sê hy is die seun van God. Hy dink hy is God. Hy bring 'n vreemde leer, 'n ander manier van godsdiens bring hy. En mense draai van ons sinagoge, tradisionele ortodokse dienste weg, en hulle loop agter hom aan. Hy moet dood, hy's 'n dwaalleraar. Daai nag vind hulle hom skuldig, sluit hulle kan nie die doodsvonnis voltrek nie, hulle moet na Pilatus toe gaan. Lyk my, hulle die hele liewe nag deur het hulle met Jesus aangegaan, tot die oggend toe, Vrydagoggend. Vrydagoggend wat ons ook herdenk, die goeie Vrydag wat nou aan die kom is, eerste volgende Vrydag. Pilatus praat met Jesus en hy sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Die volk skree en hulle is hatig en hulle is woedend, hulle sê, kruisig hom, Pilatus laat hom gesel, hulle is nie tevrede nie, die bloed loop teen sy rug af. Kruisig hom. Ja, ek sal vir julle iemand vrylaat, ek sal hom vir julle vrylaat. Ek laat altyd oor die Paastyd iemand vry. Nee, ons wil vir Barabbas eerder hê, daardie groot skelm, rower. Ons wil hierdie onsedelike
sondige man, ons kies vir hom. Maar kruisig vir Jesus. En dan weet ons hoe Jesus in daai Vrydagoggend gekruisig is, teen 12:00 het dit nag geword, in die helderste middag van 12 tot 3:00. En toe het hy gesterf. Die vrouens hom kom haal, hulle het hom gaan begrawe in 'n rotsgrafspelonk wat hulle hom toegemaak en verseël het. En dan ken ons die verhaal van die stil Saterdag en die Sondag. Toe hulle sy liggaam wou verder balsam en versorg, kom hulle by die graf en die graf is oop. En daarvandaan 10, 12 keer verskyn hy aan verskillende mense en groepe. 40 dae van verskynings vaar hy op na die hemel, na die heerlikheid van God aan die regterhand van die Vader, waar hy nou is. En hy sê, julle moet wag. Ek het vir julle opdrag om in die wêreld uit te gaan en vir mense te vertel dat ek nou vir hulle sonde gesterf het, die offer gebring het, dat daar vir hulle vergifnis en vryspraak is, dat hulle met God kan vrede maak. Gaan vertel dit, maar wag eers, totdat die Heilige Gees gekom het. En bidend wag hulle daar in die bo vertrek, tot skielik die wind begin waai en Jesus oor hulle blaas vanaf die troon en vuur vlamme hulle harte met liefde en lig aan die brand steek en hulle in die wêreld uitgaan en van toe af het die Christendom begin groei en mense het in duisende tot bekering gekom. En ons leef nou in daardie bedeling van die Heilige Gees, waar God in ons is, waar hy met ons praat, sy gawes deur ons funksioneer, sy vrug in ons lewe verskyn, hy ons lewe begin verander, en ons saam met hom stap tot met die terugkom van Jesus, die wederkoms, as ons almal hom weer sal sien, as hy kom op die wolke. Dis die verhaal. Dis wat hierna gebeur het. Na hierdie Pasga geleentheid, en as ek en jy nou sou vra, hoe vier 'n mens Paasfees? Wat moet ons voorberei vir volgende Sondag? Vir Vrydag? Vir Donderdag aand se herdenking van die Pasga instelling? Weet jy, vir meer as 300 jaar was die Paasfees die enigste groot fees wat die Christene gevier het. Hulle hele lewe het gedraai rondom daardie Sondag na die eerste volmaan. En daarom val dit meestal hier in April. Dit was vir hulle die een groot fees. Eers in 335 na Christus het dit gebeur dat die Christene Kersfees begin vier het. Want sien, ek lees in hierdie week van buitebybelse skrywers. Daar's baie mense wat dieselfde waarhede oor Jesus Christus skrywe, vir ouens wat nou nie wil glo aan die Bybel nie. Maar daar's ongelowige, nie-Christen, historiese, byvoorbeeld Romeinse historiese, wat geskryf het soos Plinius en Tacitus en nog ander, en Josephus wat presies lewe in die verhaal van Jesus skrywe, in daai tyd wat Jesus gelewe het. Josephus was 'n Jood, nie 'n Christen was nie, maar wat presies skrywe, die hele verhaal van Jesus se kruisiging en sy opstanding en die koms van die Gees. Paulus skrywe byvoorbeeld, ook so in Rome, sê hy, daar was skielik 'n dag gewees, wat die hele skepping sy gesig toegemaak het, en dit donker geword het, en vir 3 ure was dit pikgiet donker, dat jy nie kon beweeg nie, en dit het verband gehou met die dood van 'n sekere Jesus van Nasaret, wat in Palestina gekruisig is, 'n onregverdig, vals veroordeel, maar gekruisig is, asof hy 'n krimineel was. Paulus skryf dieselfde storie. En daar het in Rome, het van hierdie geskiedskrywers gesê, hier het
soos in Jerusalem, 'n herlewing losgebreek. Daar was 3000 in Jerusalem, toe 5000 en so sê hulle kan hulle meer tel nie. Dieselfde het glo in Rome gebeur. In Rome het die Christendom so gegroei en uitgebrei dat die Romeinse keiser baie bekommerd was en hulle 'n wet afgevaardig het dat almal in Rome moet op 25 Desember die geboorte van die songod vier, die Mitrasfees. Die Christene het gesê, hulle gaan nie 'n heidense God aanbid nie, want die sien hulle het geglo die son is 'n God wat besig was om te sterwe. In Europa op hierdie stadium is dit ijskoud en sneeu en winter. Maar dan kom daar by in Kerstyd is dit mos 'n sneeutyd, dis die wintertyd in die noordelike halfrond. Maar hier teen 25 Desember begin die weer te draai. Dan begin die lente deurbreek. Dan word dit warmer. Hulle sê, kyk, die songod het herleef. Die lig het begin skyn. Dit het begin warmer word. Hy's nie meer dood nie. Het gelyk of hy sterf in die winter. Maar kyk die lente. Hy het weer oorwin. Die Christene het gesê, ons weet wie die God van die lig is, wat die lig en die son geskape het. Ons sal alleen hierdie God aanbid. En die Christene het begin om Kersfees, die geboorte van die lig, die koms van die lig, die ster van Bethlehem, om dit te vier. En sedert 3-5 na Christus het die Christene Kersfees ook begin vier. Maar die vraag is, hoe vier 'n mens Kersfees? Is dit oor die geboorte van Christus? Gaan dit nog oor hom? Gaan dit oor net geskenke en allerlei ander ding, maar ons praat later in die jaar ons lewe, praat ons oor Kersfees. Die vraag is nou, hoe vier ons Paasfees? As dit die een fees is wat die Christene deur al die eeue, sedert Jesus se hemelvaart, dit die fees is wat hulle gevier het, hoe moet ons dit vier? Vir baie mense is Paastyd vakansietyd. Afskakel, vergeet van die kerk, vergeet van die Here, los jou Bybel, gaan hou vakansie. Paasfees is vir baie mense en vir kindertjies word grootgemaak met, dis Paaseiertyd. En hulle soek paaseiers in wat weggesteek is, en hulle eet paaseiers, en niemand verstaan meer eintlik, waaroor gaan dit nie. Gaan nie meer in die advertensies, oral is Paashaas, die groot meneer. Gaan nie in Paasfees oor 'n Paashaas nie, het gaan oor 'n lam, wat geslag is, as 'n offer vir ons sonde. En hierdie lam is die seun van die ewige God, wat van die troon af mens geword het, en op aarde geleef het sonder sonde, sodat hy in ons plek kon sterwe, om ons offer dier te word, sodat ons nie meer hoef te offer nie, maar ons na hom toe kan gaan vir vergifnis. Kom ek sê maar net so, tussen hakies oor die paaseiers, is eintlik 'n oorspronklike, het die Christene hardgekookte eiers, baie mooi versier, en dit dan weggesteek, en dit was vir hulle aanvanklik 'n simbool van nuwe lewe en opstanding uit die dood, want as jy 'n eier uitbroei, dan is hierdie harde, dooie dop, breek skielik oop, en hier kom lewe uit, hier stap 'n kykentjie uit. Dis soos die graf van Jesus, die dood, wat skielik oopbreek, en Jesus lewe. Verstaan kinders dit nog? Is dit waaroor paaseier eetery en marshmallow paaseiers gaan? Wat is die bedoeling van Paasfees? Ek wil vir u sê, as 'n mens gaan kyk na Jesus wat dit ingestel het daar in daardie aand iets merkwaardig gebeur. Toe hulle aan tafel gesit het, het Jesus die brood gevat, die brood gebreek, en dit was soos met die Pasga gewees. Hulle het herdenk die eerste Pasga, toe dit ingestel is, toe hulle in Egipte 'n volk was wat in gevangenskap en ballingskap weggevoer was, en hulle daar in Egipte as slawe deur 'n wrede
sataniese farao beheer is, en hierdie volk het tot God geroep oor uitkoms. En vir 9 pla wat gekom het, het farao elke keer gesê, ja, vat hulle net, maar dat jou God net hierdie muskiete wegvat, of hierdie water verander, dat ons dit weer kan drink, en dit nie bloed is nie, en dat hierdie bose swere, en die steekvliee, en die haal, en al die slegte goed, elke keer dan gee hy weer in, en sê hy, nee, moenie, ek gaan nie toelaat dat hulle trek nie, want wie gaan ons wees, wie gaan vir ons bou? En toe die laaste, die 10de plaag, het die Here gesê, ek gee 'n opdrag, dat julle 'n lam moet slag, en sy bloed moet vat, en aan die deurkusyn van jou deur verf. Hoe verf 'n mens aan die deurkusyn? Jy verf so, en dan verf jy so, soos 'n kruis. 'n lam wat heenwys na die seun van God se offer op Golgotha. En daardie nag het die oordeelsengel verbygegaan, en waar daar bloed aan die huis se deur was, het hy verbygegaan, Passover. En waar daar nie bloed was nie, het God se oordeel getref, en het die oudste kind gesterwe. Toe het farao gesê, nee, trek, ek gaan nie langer stry nie, ek gaan nie langer met hierdie God veg nie, vat die volk en trek. En dis hoekom hulle daai aand die lam se bloed gesmeer het, en die lam geëet het, en aangetrek het, hulle goed gepak het, en gereed was om te trek. En so is hulle op pad gewees na die Paasfees, is hulle op pad gewees nou na die beloofde land, waar daar 'n koppie Golgotha staan, buite Jerusalem. Ons sien hierdie wonderlike verhaal, en die uittog uit Egipte, na die land Kanaan, maar daardie aand iets merkwaardig gebeur. Toe Jesus die Pasga brood vat, soos wat hulle gewoond was, nou eet hulle die lamsvleis, en hulle breek die brood, en hulle saam daarso rondom die viering van hierdie verlossing uit Farao se mag, en uit die duisternis van Egipte, na die beloofde land. Daai aand toe Jesus die brood breek, toe sê hy iets anders, toe sê hy, dis my liggaam, dis ek, wat vir julle gebreek word. Dis ek wat vir jou aan die kruis gaan sterwe. Eet dit. En herinner jou daaraan, aan wat ek gaan doen aan die kruis. En dat ek vir jou sondes betaal het, en my lewe gegee het, en nou deur hierdie brood gaan jy vir ewig lewe, want jou sondes is vergewe, en ek gee vir jou die ewige lewe, dat jy kan lewe deur hierdie brood van die lewe. Nie hierdie lewe nie, die ewige lewe. En toe hy die druiwesapbeker neem, en hy sê, drink hieruit, en dink aan my, want dis my bloed. Toe is dit nie net 'n wynbeker nie. Toe word dit 'n beker van 'n nuwe verbond en 'n nuwe ooreenkoms, wat God nou met ons wil kom sluit, om te sê, hier is nou 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe testament wat begin, 'n nuwe bedeling wat aanbreek, waarin die bloed van die lam versoening bewerk, vergifnis bewerk, daar's betaal, julle hoef nie meer 'n lam te slag, Jesus het vir julle sy bloed gestort. Dis Paasfees. Dis die verhaal wat ons met ons kinders moet deel. Dis die verhaal wat ons met mekaar moet deel. En maak nie saak waar jy is as jy op vakansie is nie. Ergens moet jy saam met jou geliefdes gaan sit en brood breek. En druiwesap drink en bid. En Paasfees vier. Dis in God se hart. Dis sy begeerte. Terwyl jy dit doen, gaan hy jou seën. Soos wat hy jou nou hier wil seën, as hy vir jou kom sê, kom sit hier aan my tafel, laat ek vir jou verduidelik oor wat ek bedoel het met Paasfees. Hierdie Sondag is 7 dae voor Paasfees. En vir 7 dae het daar iets baie spesiaal gebeur.
Daar staan ook dat Jesus sê, die fees van die ongesuurde brood. Want jy sien, vir 7 dae lank het hulle alle suurdeeg moes verwyder. Dit was nie net suurdeeg se verwydering, dit was 'n simboliese handeling gewees. Weet jy wat 'n suurdeeg? Die van die wat nog suurdeegplantjies ken en so weet dat dis eintlik bakterieë wat gis. En hierdie gas maak borrels en dan rys die deeg. Met klein borreltjies, liggaatjies in. So, dis eintlik 'n simbool van gisting en van verderf en bakterieë. En daarom dat die Bybel ons dit as 'n fees van ongesuurde brode, want hulle moes nie suurdeegbrood eet nie. Hulle moes ongesuurde brode eet tydens die Pasga. Maar hulle het steeds die gebruik gehad, soos met die Pasga, om vir 7 dae lank alle suurdeeg te verwyder. En eintlik beteken dit maar net simbolies, hierdie week wat voorlê, moet jy jou hart ondersoek, of daar suurdeeg is. Gif in jou binneste, wat jou vergiftig. Want jy sien, sonde, die suurdeeg is die simbool van sonde. En sonde het 'n slegte effek in 'n mens se lewe. As jy dit toelaat, begin dit gis, begin dit versprei, begin dit uitbrei, begin dit ander besmet. Jesus het dit verduidelik, hy sê, weet jy, as jy in jou hart die stukkie suurdeeg toelaat van woede of haat, dan gaan hierdie suurdeeg jou begin besoedel, in so mate dat jy so kwaad en so bitter en so woedend raak, dat jy naderhand 'n ding gaan sê, en 'n ding gaan doen, en 'n skoot gaan aftrek, want hierdie suurdeeg gaan uitbrei, dit gaan meer en meer gaan jou besmet, maar dit gaan mense besmet, en daarom sê ek nou vir julle, sê Jesus in Matteus 5 vers 24, daai gedeelte, hy wat in sy hart iemand haat, is 'n moordenaar. Jy het klaar moord gepleeg in God se oë, want jy het die saad in jou hart, van die sonde, hou jy vas, jy sal haar nie vergewe nie, jy sal hierdie onreg nie los nie. Kan jy verstaan hoe Jesus, na hy so vals beskuldig is, na hy so gelei het, na hulle hom so beledig het en gevloek en gespot en te kere met hom gegaan het, dat hy nie ergens gesnap het nie. Hy het aan God vasgehou. En hy het gebly bid, Vader, vergeef hulle. Ek gaan nie vir bitterheid, vir woede, vir haat, vir hierdie suurdeeg in my hart plek laat nie. Gaan kyk maar na enige sonde, het bly nie net hier nie, so klein bietjie oneerlik, so klein bietjie skelm, het kring uit. Nou dan doen ek 'n ding. Nadat het ek vir my goeie argumente uitgemaak dat dit nie so verkeerd is nie. Hierdie ding het nou verder uitgekring en ek het al meer en al meer skelm gewees. En toe kom het uit. En toe beland ek in die tronk, toe besmet dit die hele familie, toe raak dit almal se geldsake, toe is dit 'n hele gemors. Daarom sê Jesus vir 7 dae, kyk of daar suurdeeg is in jou lewe. Dis waaroor vanoggend gaan. As jy jou wil voorberei vir Paasfees, sê vir die Here, kom wys vir my as hier suurdeeg in my hart is. Kom wys vir my as hier iets is wat nie van U af is nie. Hartseer, as jy die verhaal gaan lees, dan sal jy sien hoe dat die disippels dit nie eers daai dag verstaan het nie, maar later eers begryp het. Wat gebeur net na Jesus met hulle Pasga gevier het? Hulle is opgewonde. Jesus praat van 'n nuwe bedeling, van 'n nuwe koninkryk. Hy praat van die hemelse heerlikheid. Hulle dink, nee, nou gaan Jesus die Romeinse keiser in die see jaag, en hy gaan die keiser word, en hy gaan die paleis beset, en nou wil hulle stry. Petrus het hulle al gehoor van, maar nou is Jakobus en Johannes aan die gang. Hulle wil eerste wees, om links en regs van sy troon te sit. En Jesus
Sê, wat praat julle? Sien julle nie die suurdeeg van hoogmoed, van trots? Waarom is julle so op julle self gefokus? Hoekom wil julle die eer en aansien van mense hê? Hoekom wil julle belangrik wees voor ander mense? Hoekom wil julle nie belangrik wees voor God nie? Kom bely julle nie liewers julle trots en julle jaloesie en julle eersugtigheid. Hulle het die suurdeeg nie gesien nie. Petrus vier Pasga en die ongesuurde brode, maar die stuk sonde van hoogmoed bly in sy hart. Eers toe die hoenderhaan kraai, toe ontdek hy dit. En Jesus het self vir hom gesê, dis verkeerd. Petrus, waaroor roem jy in jouself en sien jy neer op jou broers en dink jy jy's beter as hulle? Ja, het Petrus gesê. Hulle sal nog hulle rug op u draai en hulle sal u teleurstel en hulle sal wegvlug, maar ek sal by u staan. En toe hy daai aand toe hulle vir Jesus vang, toe besef hy, maar hy het nou hierdie groot meneer gewees en hierdie belangrike goed gesê, hy beter nou sy swaard vat en hy kap om 'n ou dood te maak, om hulle te verdedig. Jesus sê, nee, sit terug. Maak daai situasie, red hy en hy maak die man gesond. Maar kort daarna, nou volg hy maar agter die gevangenes, Jesus in die donker. Na by die paleis kom Johannes wat nou kontak gehad het en hy laat vir Petrus inkom. En toe hy ingaan te sê, een van die diensmeisies, hey, maar jy's mos een van Jesus se volgelinge. Nee, ek is nie. Bietjie verder en sê, hoorie sommer, jy was by daai groep wat is dit nie jy wat daai ou se oor sy kop afkap in die swaard nie? Nee, ek is nie een van hierdie disippels nie, ek is nie een van Jesus se volgelinge. Dan vloek hy daarby. Jy sien hoe hierdie stukkie suurdeeg in sy hart van trots en hoogmoed, selfverheffing, ek op die troon, ek die belangrikste, ek sien neer op ander, hoe dit hom vergiftig het. Kan ek vir jou vra, is jy by, luister jy na Jesus se stem, is daar sonde tussen jou en hom? Weet jy, Judas, hy is so verblind deur geld, hy sit aan die Pasga, en hy vier saam Pasga, maar hier in sy kop, sy besig om te beplan hoe hy 30 silverstukke kan kry, hoe hy kan geld maak uit 'n transaksie. Ja, hy is nog hier, hy sal net vir Jesus oorlewer en wys wie is die persoon, hy sal net daai regshandeling sal hy doen, dat hulle hom kan vang. En dan kry hy 30 silverstukke daarvoor, fantasties. Maar hy's blind. Daar staan, Judas het al van lankal af, en die disippels het dit geweet, van die geld gevat. Dis 'n ou ding hierdie, dat hy so op 'n manier nog nie uitgevang is nie, maar hulle weet, hy dra die beursie, hy is die ene wat die finansies hanteer, en hy hou dit toe, en hy vat wat hy wil hê. Kan jy sien? Hier is sonde in sy oë, en sonde in sy hart, en hy's blind daarvoor. Daai 3 naastes van Jesus, sy beste vriende. Toe Jesus daar by daai klip kniel en hy sweetdruppels drup soos bloed, soos wat hy worstel in hierdie geestestryd om nie toe te gee aan die duiwels aanslae en sy sonde en sy versoekings. En die bitterbeker te vat en sê, Here, te midde van al hierdie swaar en hierdie moeilike omstandighede, sal ek u bly volg en ek sal doen wat u wil hê. Al verstaan ek dit nie, en al is dit hoe onregverdig, Here, ek sal u volg. Dan sien ons, Jesus draai om, help asseblief. Nee, my vriende lê in slaap, biddeloosheid. Wat is daar in jou lewe? Wat die Here al lankal al vir jou kom sê het, of wat hy in hierdie oomblikke vir jou bewus word. Daar is suurdeeg in jou lewe. Dis waaroor Paasfees gaan hierdie week. Dis waaroor dit in hierdie oomblikke gaan. Jesus sê, wil die suurdeeg uit hê, maar hy sê, jy moet die suurdeeg uithaal. Jy moet daarvan ontslae raak, jy moet 'n keuse maak, jy moet daarteen kies. Wat het toe gebeur? Na die 7 dae van ongesuurde brode, het Jesus saam met hulle geëet, het hulle hom gevange geneem,
en het hulle gesorg dat hy daai volgende oggend vroeg by Pilatus was. Hy het nie geslaap daai nag nie. Hy het hierdie stryd gehad en hierdie aanvegtinge van alle kante af. Goeie Vrydag wat kom, herdenk ons die lyding en die sterwe van die Here Jesus. Dan staan ons stil by die kruis. En dit is miskien goed om 'n slag te sien hoe Jesus gelei het. Daar staan in Matteus 27 vers 35, hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Vers 45 en van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur. En teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Ele, Ele, lema sabachthani, beteken, my God, waarom het u my verlaat? En dan in vers 50, Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas en op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur en die aarde het geskud en die rots het uitmekaar gebars, grafte het oopgegaan en baie ongelowiges en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. Goeie Vrydag vertel van ons die verhaal, herdenk ons Jesus se kruisiging. Ek weet nie of jy jou kan indink, die fisiese lyding wat Jesus deurgegaan het, is nie 'n mooi gesig nie. Kan jy jou indink hoe sy oë van niks slaap en van slaan en van vuiste gelyk het, doringkroon op sy kop, die koors in sy liggaam. Kollega van my wat daar by Golgotha alleen gesit het eendag sê, wat hom die meeste gepla het, terwyl hy wou bid, is hier 10-talle vliee wat hy al om hom draai, en oralste wil inkruip. Kan jy dink die fisiese lyding van 'n rug wat stikkend geslaan is, die merke in sy hande en sy voete, kan jy dink die seer en die swaar lyding wat Jesus moes deurgaan, fisies, sy lippe wat gebars was, droog, pyn wat sy hele lyf tot die dood toe geruk het. Maar was miskien nie die ergste, was sy fisiese, al was dit hoe erg. Want diep in sy hart, sy emosionele seer, dat mense vir wie hy sy lewe gegee het, en vir wie hy lief gehad het en geleer het en vertel het van God se liefde vir hulle. Hierdie mense wat geskree het op Palm Sondag wat ons ook herdenk vandag. Kruisig hom. Ons wil hom nie hê nie, ons kies vir Barabbas. Ons wil hom nie, en die verwerping en die seer van mense wat hulle rug op jou draai. Die emosionele pyn van sy beste vriend wat hom in sy rug steek en sê, ek ken hom nie. Die seer om te besef, 30 silwerstukke is belangriker as ek vir my vriend Judas. Die lyding en die seer en die swaar wat hy deurgegaan het, kan 'n mens jou nie indink nie. Dan sterf hy. Geliefdes, miskien besef ons nie hoe erg die geestelike stryd was nie. Miskien het jy ook al 'n geveg met die bose gehad, wat jou net wil pap druk. Maar Jesus wat worstel, en daar staan in die oorspronklike in Lukas 23:34 staan daar, en eintlik moet dit vertaal word, hy het aanhou bid, Vader, vergeef hulle. Toe hulle hom vloek en spot en 'n doringkroon sê, Vader, vergeef hulle. Toe hulle hom laster en sê, toe, red jouself, jy's mos nou die groot God, kry die legioene engele waarvan jy praat, dat hulle jou kom red. En ek sê, Vader, vergeef hulle. Toe die spykers deur sy hande sê, Here, vergeef hulle. Toe die een langs hom spot en sê, kyk wie's dit. Jy hang hier tussen 2 skurke en moordenaars, het die ander een ons stil gemaak. Jesus het vir die een gesê, vandag sal jy saam in die paradys wees. Vir die ander het hy gesê, Vader, vergeef hom. Hy weet nie wat hy sê nie.
Kan jy sien hierdie stryd om nie toe te gee aan sonde, om nie in hierdie versoeking waartoe hy gedruk en gedryf word, toe te gee nie. Maar hoe Jesus aangehou stry het en gesê het, Vader, vergeef hulle. Ek spreek vry. Ek wil nie vir haat en bitterheid en woede in my hart plek gee nie. Ek wil niks hê met die liefde van Jesus, van God in my hart verdryf nie. Here, ek wil my lewe gee uit liefde vir hierdie mense, dat hulle gered kan word. Geliefdes, toe dit donker geword het, het Jesus uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Seker die slegste is om God verlate te wees. En in daai oomblikke beleef hy net hier het 'n skeiding gekom. En daar's net een ding wat ons weet skeiding kan bring tussen ons en God, en dit is sonde. As hy sy sonde nie. Hy het nie sonde gehad nie, hy het as 'n lam vlekkeloos gesterf. Maar dit was die sonde van die wêreld. Dit was jou en my sonde wat ek verkeerd gedoen het. Het tussen hom en God gekom. Jesus het dit weggevat. Luister net wat sê Jesaja 59 vers 1 en 2. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Hy kan ons verhoor, hy kan doen. En sy oor is nie doof om te hoor nie. Maar as julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dis julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. So die groot vraag is, wat staan daar tussen jou en God? Wat is dit wat skeiding bring? Is net een ding wat jou van God kan skei. En dis sonde. Maar weet jy, Jesus het daarvoor gesterf. Dis waaroor Paasfees gaan. Hy het daarvoor gesterf aan die kruis, maar weet jy nog meer? Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood. Paaszondag het hy verskyn aan mense en gesê, ek het die dood oorwin, ek leef. Dit beteken, hy leef, hy is hier. Ek kan hom nie sien nie. Hy was by Thomas het hom nie gesien nie, het gesê, ek is klaar. So ek nie my vingers in sy handmerk is, ek is klaar. Jesus was daar, al het hy hoe gevoel. So Jesus is hier, as die opgestane, lewende God. Jy kan Boeddha en Allah en wie almal se graf te gaan besoek en hulle as. Jesus se graf is leeg. Hy het opgestaan, hy leef. En weet jy, een van die merkwaardigste dinge wat daar in die skrif staan is dat die voorhangsel het geskeur van bo tot onder. Nou weet jy, die allerheiligste was die troonkamer van God se teenwoordigheid. En die hoëpriester mag 1 keer in 'n jaar mag hy daar ingaan deur die voorhangsel en gaan bid vir die volk. Jy kan kom tot by die heiligste, maar jy kan nie in God se teenwoordigheid instap in die allerheiligste nie. Maar hier, toe Jesus sterf en die sonde van die wêreld op hom neem, toe skeur dit van bo af oop. Weet jy, dit was blykbaar 'n ongelooflike gordyn. Hy was 10 centimeter dik. God se hand het hy oopgeskeur, gesê, kom, is nou oop. Jy kan inkom. Jy kan die allerheiligste in my teenwoordigheid instap. Jy kan kom en jou sonde bely. Jy kan kom en erken wat jy verkeerd gedoen het. Jy kan dit kon lê voor my troon, voor die kruis. Kom, dis oop. Wil jy nie kom vanmôre nie? Wat is daar wat jy weet? Ek wil dit net bely vanmôre. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy bely, hy sal vergewe. Hy sal. Hy sê, as jy jou hart oopmaak, Openbaring 3 vers 20, en hom innooi, sal hy inkom. Hy sal kom skoonmaak. Sal die ou dinge wegvat, maak nie saak wat dit was nie. Dit wat tussen jou en God gestaan het, wil hy wegvat. Jesus kan, hy wil, hy het daarvoor gesterf. Vra hom net, kom net na hom toe, stap deur hier in die allerheiligste in sy teenwoordigheid. Geliefdes, volgende Sondag, Paaszondag, ergens alleen, praat met die Here. Sê vir hom dankie vir wat hy vandag gaan doen.
en wat hy vir jou gedoen het. Ons saam bid. Ons buig ons hoofde. Here Jesus, hoe lief het U ons nie gehad nie. Wat het dit U nie gekos om die prys te betaal om ons vry te koop? Wat het dit nie gekos om teen die bose te stry en U lewe te gee as die offerlam in ons plek? Here, dankie vir U liefde, dat U hierdie prys kom betaal het. Dankie dat dit vir my ook is. Here, U weet wat daar is, wat tussen U en my staan, kom wys dit nou duidelik. Heilige Gees, U wat heilig is, kom wys alles wat onheilig en onrein is, kom wys die suurdeeg in my hart. Here, ek wil dit vir U kom gee. Ek wil dit vanmôre bely. Sê, Here, ek draai my rug daarop. Ek raak U van ontslae. Ek wil hierdie suurdeeg meer in my lewe hê nie. En ek kom maak my hart vir U oop, Here. O, kom vul elke hart in hierdie oomblikke, Here Jesus, met die vergifnis, met U reiniging. My kind, ek sien jou sonde, maar ek werp dit agter die kruis en dit is verby. Ek sien dit nie meer nie. Gaan dan heen en sondig nie meer nie. Jou sondes is jou vergewe. Heilige Gees, kom vul nou my hart en neem die beheer van my besluite, my denke, my gedagtes. Help my om te bly stry teen sonde en te oorwin in U krag. Help my om nou in U gawes te funksioneer en mense om my te seën met die lewende water. U het gesê, U Heilige Gees sal in ons binneste 'n fontein word. Here, Heilige Gees, begin en borrel oor en stroom na mense wat dors is om my. Here, dankie dat ons vir mekaar in hierdie tyd kan toebid, 'n geseënde Paasfees. Dankie vir U vergifnis. Dankie dat U opgestaan het en leef. Dankie dat U saam met my leef, o Heilige Gees, in my. Dankie dat U hierdie Paasfees ook met my alleen wou wees. Dankie vir hierdie oomblikke. Dankie dat U hierdie ou verhaal vir my kom verduidelik en nuut maak het. Dankie dat ek nou saam met U kan stap vorentoe. My Here en my God. Amen. Die genade van Jesus Christus, onverdiende guns, vergifnis en die wegneem van die ou dinge. Die genade van Jesus bly met jou. Die liefde van die Vader hou jou vas, vou jou toe, beskerm jou en sorg vir jou. Jy oor niks bekommerd hoef te wees nie. En die gemeenskap, die teenwoordigheid, die leiding, die inspraak van God, die Heilige Gees, jou helper, bly met jou. God drie-enig, seën jou. Amen. Geliefdes, as jy nog nie so 'n kaartjie het nie, wil ek vir jou uitnooi om hierdie in jou Bybel te kom sit. Kom vat vir jou kaartjie en teken jou datum hier onderaan. Die dag wat jy vir Paasfees iets spesiaal vir Jesus gegee of gesê het van jou lewe. So kom vat so 'n kaartjie as 'n herinnering van hierdie wonderlike geskenk wat jy ontvang het en hou dit in jou Bybel, merk die tekste wat hier agterop is in jou Bybel, gaan ons streep dit. Dis beloftes wat waar is nou vir jou. En hier's 'n klompie wenke ook hoe om geestelik te groei. So kom kry dit, gaan sommer voor op die trappe sit en onthou om vir jou en vir iemand anders ook 'n boek te vat daar agter. Die Here seën vir julle. En kom ons sê gou na mekaar, draai na mekaar en sê jy geseënde Kersfees. Nee, geseënde Paasfees.